Goeiemôre geliefdes en baie welkom by ons digitale erediens vanoggend. Kom ons begin ons erediens deur saam te sing ons toetrede lied, Gesang 188, strofes 1 tot 3. Die Gees van God het ons gemaak. Die asem van die Almagtige het vir ons lewe gegee. Genade en vrede van God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, God het ons nou gegroet. Kom ons antwoord op God se groet deur saam te sing uit Gesang 200, strofes 1 tot 3.
Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12, vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 231, strofes 1 en 2. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van julle sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het,
wat self vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons wy nou ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing gesang 231, strofes 3 en 4. Geliefdes, kom ons bid saam. Skepper, Seun en Heilige Gees, ons dank U vanoggend vir al die seëninge wat U aan ons gegee het. Ons woorde is eintlik te klein en te min om U na waarde te beskryf. Ons vra dat U ons harte ontvanklik sal maak vir die woord en dat ons nuwe krag daaruit sal put. Amen. Geliefdes, voordat ons uit die woord van God uitlees, sing ons eers saam gesang 157, strofes 1 en 2.
Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit Psalm 139, vers 1 tot 18. In my Bybel is dit op bladsy 657 in die Ou Testament. Vir die koorleier van Dawid, 'n Psalm. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my. Hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. Ons lees tot sover. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor en daarvolgens lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, net soos elke ander jaar, gaan die preek skryf vir Moedersdag moeilik. Ja, dit is lekker om te weet dat die hele wêreld jou waardeer vir een dag van die jaar, en dat jou man en jou kinders jou bederf met koffie in die bed die oggend, en dalk ook nog 'n middag of 'n aandete. Maar hierdie dag is nie vir almal 'n gelukkige dag nie. Vir die vrou wat sukkel om swanger te raak, die vrou wat dalk haar kind verloor het, en die kind wat dalk sy of haar ma verloor het, bring hierdie dag meer hartseer en pyn as enigiets anders. In Psalm 139, ons skriflesing vanoggend, is daar vertroosting vir almal wat dit lees. Dit is 'n kombinasie van lof aan, 'n beroep op, en wyse nadenke oor God, wat alles ken en die hele skepping omarm. Die psalmdigter weet dat hy na hierdie God, die God wat alles van hom weet, vir wie hy niks kan wegsteek nie, hierdie God wat altyd teenwoordig is, kan vlug in tye van nood en moeilikheid. En dat hierdie God keer op keer
in liefde en genade sal reageer. Hierdie God van Israel, wat die psalmdigter in effek ook ons dien, staan in 'n baie diep en 'n persoonlike verhouding met die gelowige. So persoonlik is hierdie verhouding, dat die gelowige op geen manier, maak nie saak waarheen hy of sy gaan, God kan ontsnap nie. Asof die beeld nie al klaar treffend genoeg is nie, brei die psalmdigter daarop uit oor hoe God ons gemaak het. Die wonderbaarlike wyse waarop God die gelowige geskep het. Hy gebruik die woorde gevorm, aan mekaar geweef en geskep, om aan te dui hoeveel tyd en aandag God aan elke gelowige spandeer het. Net soos wat 'n pottebakker klei in sy hande vorm, 'n wewer die delikaatste sy of kant weef, en 'n skilder 'n kunswerk skep, staan God ook terug en bewonder dit wat deur sy asem en met sy hande tot stand gekom het. Op geen ander plek in die Ou Testament word daar so sterk en positief oor die mens gepraat nie. Dit praat van 'n persoonlike en 'n ongelooflike godsdienstige ontmoeting met God, wat ook die waarde van die mens in die oë van God bevestig. Ten spyte van ons tekortkominge, herinner God ons daaraan dat God ons ken. Beter as wat enige iemand anders ons dalk mag ken. Onsself inkluis. God ken ons hart, ons siel, selfs ons anatomie. Nie net dit wat aan die buitekant is nie, maar ook dit wat aan die binnekant is. Dit herinner ons dat God op 'n onbeskryflike manier vir ons omgee en ons selfs uitsoek wanneer ons van God af wegdwaal. Gister, vandag, môre en al die ander dae wat in die verlede lê en dit wat nog in die toekoms mag kom en hoe ons op elkeen van hierdie dae gevoel het, ken God. Hartseer of gelukkig. Op 'n dag soos vandag, wanneer ons besonder aandag gee aan ons maas, is dit ook nie anders nie. Saam met die coronavirus en die grendelstaat waarin die land tans verkeer, is Moedersdag ook nie so vrolik en lekker, soos wat ons graag sou wou hê dit moet wees nie. Ver of naby aan mekaar, kan ma's en kinders nie by mekaar uitkom nie, want dit word nog nie op vlak 4 toegelaat nie. Met al die ekstra rolle wat ouers nou moet vervul, is daar nog minder ektyd. Tyd om die varkies op hok te kry, diep asem te haal, rustig te word en dan weer aan te gaan. As enige iemand onder die indruk verkeer het dat dinge nou bietjie rustiger of minder gejaagd gaan wees, is hulle sekerlik nou van 'n ander opinie. Ek sal weet, want dis presies wat ek gedink het. Inteendeel, voel alles vir my meer gejaagd en meer vol spanning as ooit van tevore. Waar ons vroeër darm 'n koppie koffie of 'n glasie van eksterkers by 'n vriend of 'n vriendin kon gaan drink en kon afpak oor dit wat ons pla, kan ons dit nie meer doen nie. Ons is met goeie rede kluisenaars in ons eie huise. En alhoewel ons die rasionele denke daarachter kan aanvaar, mag ons ongekrap voel en ongelukkig voel oor die vriende en die familie wat ons nie kan sien nie. Die mens is per definisie 'n sosiale wese. Sosialiteit is die dominante faktor
wanneer dit kom by die vorming van gedagtes, optredes, hoe 'n persoon fisies moet lyk en hoe die brein moet werk. Ons het nodig om aan mekaar te kan vat, saam te kan lag, saam te kan huil en dinge met mekaar te kan deel. Dit is deel van wat ons mens maak. Dit is deel van ons DNS. En terwyl ons nou besig is om gewoon te raak aan hierdie nuwe abnormaal, soos wat Nico Koopman die lewe tydens die pandemie noem, is meeste stil of onbewus van die groot wit olifante wat in die kamer staan. Geestesgesondheid. 'n vloekwoord vir baie mense. Iets waaroor daar in die algemeen nie sommer oor gepraat word nie. 'n stigma wat in hierdie tyd nog meer gestigmatiseer gaan word. Die geestesgesondheid van gemeentelede is een van die groot redes hoekom die Tussenkerklike Raad 2 weke gelede 'n brief aan president Ramaphosa gerig het en hom gevra het dat eredienste weer toegelaat kan word. Die coronavirus forceer predikante om nou oor goed te praat wat vroeër as 'n taboe onderwerp gesien is. Maar net omdat daar nie vroeër daaroor gepraat is nie, beteken nie dat dit nie daar was nie. Dalk was daar die onbewuste hoop dat as ons nie daaroor praat nie, dat dit nie bestaan nie, of dat dit nie so erg is nie. Aan die begin van die Grendelstaat het ons probeer om die armes en die kwesbare van die samelewing te beskerm. In die tyd sal ons ook ernstig moet aandag gee aan hoe ons na onsself kyk. Nie net op 'n fisiese vlak nie, maar ook geestelik en emosioneel. Een van die belangrikste dinge wat ek vandag met julle wil deel, is dat angs, depressie, bipolariteit, skizofrenie en enige ander geestestoestand wat ons by die lys kan voeg, nie 'n straf van God af is nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het in 2019 'n opname gedoen en bevind dat 1 uit elke 4 mense die een of ander tyd in hulle lewe deur 'n geestestoestand geaffekteer sal word. God se straf? Nee. Eerder 'n simptoom van die tyd waarin ons lewe. As ons eerlik met onsself is, regtig eerlik is, kan ons ook erken dat ons al die een of ander tyd angstig of morbied gevoel het. Dat ons almal al 'n dag gehad het, waarin ons net nie die krag of die lus gehad het om 'n nuwe dag aan te pak nie. Die waarheid is dat geestestoestande baie meer algemeen is as wat ons dink. Maar ons skaamte daaroor en wat ander mense van ons gaan dink of van ons gaan sê wanneer ons dit met hulle deel, verhoed ons om daaroor te praat. Regtig diep en eerlik daaroor te praat. In die tyd waarin ons praat van sosiale distansiering, is dit nou meer belangrik as ooit tevore om gesprekke rondom geestesgesondheid aan die gang te sit. Dit is tyd om die stigma van God se straf en dat iemand abnormaal is wanneer hulle met hulle geestestoestand sukkel, af te breek en dit te normaliseer. Indien een van ons dalk deur 'n slegte emosionele of geestelike tyd gaan, sal dit goed wees vir ons om die volgende te onthou. Moenie te hard wees op jouself nie. Almal van ons sukkel die een of ander tyd en doen die beste wat ons kan. Wees geduldig met jouself. Wat vir een persoon gaan werk, gaan nie noodwendig vir jou werk nie.
Wees altyd dankbaar. Soek iets in die dag, maak nie saak hoe klein dit is nie, om voor dankbaar te wees. Wees kwesbaar. Ons bou bande met mekaar, wanneer ons stories en ervarings met mekaar deel. Om te sukkel is nie 'n sonde nie. Dit is nie 'n skande nie. God vra of verwag nie van enige gelowige om perfek te wees nie. God het ons immers gevorm, aan mekaar geweef en geskep. God ken ons buitekant en ons binnekant, hoe ons lyk en watter karaktereienskappe uniek aan ons is en ons maak. God het ons dan gemaak. Ek weet nie of enige iemand al foto's gesien het van hoe 'n fetus in die vroeë stadie lyk nie. Mens kan letterlik sien hoe die aartjies en die bene begin om te vorm. God het ons anatomie, dit wat binne in ons liggaam is, vir elkeen van ons so aan mekaar gesit. En wanneer God terugstaan, sien God nie gebreke of iets wat abnormaal is nie. God sien kinders vir wie God liefhet. As gelowiges word ons nie gedefinieer deur ons geestestoestand, goed of sleg nie, maar deur ons identiteit as gelowiges, volgelinge van Christus, kinders van God. Ons God skram nie van ons af weg wanneer dinge goed gaan nie. So hoekom sal God van ons af wegskram wanneer ons sukkel? Martin Buber, 'n filosoof van die vroeë 20ste eeu, het hierdie treffende woorde oor God se verhouding met die mens geskryf. Waar ek loop, is U. Waar ek dink, is U. Net U, weer U, altyd U. Wanneer ek bly is, U. Wanneer ek hartseer is, U. Net U, weer U, altyd U. Hemel is U, aarde is U. U omhoog, U daaronder, in elke tendens, by elke end. Net U, weer U, altyd U. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Here ons God, U ken ons beter as wat ons onsself ken. Al ons gedagtes en dade, en nog steeds kies U om ons lief te hê. Maak nie saak waarheen ons gaan of wat ons doen nie. U liefde omvou ons van voor en van agter. Ons loof U vir U liefde en U getroue teenwoordigheid in ons lewens. Ons dank U vir die herinnering dat U ons gevorm het, aan mekaar geweef het en geskep het. En dat U ons as die kinders toeëien, ongeag van ons eie omstandighede. Mag ons altyd hoop en genade in U omgee vind. Amen.
day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. 'Cause everybody cries, everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, well, hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Don't throw your hand. Don't throw your hand. Feel like you're alone. No, 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 you're not alone. If you're on your own on this life, days and nights are long. When you think you've had too much of this life, to hang on. Well, everybody hurts, but sometimes everybody cries. Everybody hurts sometimes. Everybody
Die God wat ons gevorm het, sal ons nooit verlaat nie. Die God wat ons geskep het, sal aanhou om binne ons te skep. En die God wat ons aan mekaar geweef het, vind vreugde in ons bestaan. Amen.